Ek wil almal net daarop wys dat ek die opname of hierdie studie opneem. Ek plaas dit voortaan op YouTube. Ek het vir ons 'n kanaal begin daarso, jy weet dat dit ook 'n bron is vir mense wat wil aanlyn bestudeer of nie die studie kan bywoon nie. Ek het nou die afgelope 2 studies het ek reeds op YouTube gesit. So ek wys almal net daarop dat hierdie opname of dat hierdie studie opgeneem word. So het jy al reaksie gekry daarop? Ek sien daar is al views. Daar is van die video's wat al geview is op YouTube. Goed so. Goed so. So prys die Here daarvoor. Jy weet en ek het ook 'n oop Skoonheid. uitnodiging vir my. Ek het ook 'n oop uitnodiging vir mense gesit om die studie buite aan te sluit. Die skakel is op die YouTube kanaal. So enige iemand wat wil kan aansluit. O ja. Dis baie mooi man. Sy. Dis baie goed. Ja, wat net om 'n bietjie te kan uitreik, jy weet. Jy weet, Dis goed om te kan Herman, uitreik. Ek wil net sê, as ek YouTube toe gaan, what do I search for? Okay. Ellen, I will share the link with you, but I created a channel under Harties Bybel Leesfees. Okay, thank you. Okay. Splendid. Okay. Alright. Nou Rudy, aangesien dit nou jou eerste keer is wat jy by ons aansluit, mag ek jou asseblief vra of jy nie vir ons net die studie sal open met gebed nie asseblief, Boeta? Okay. Unmute net asseblief. Daar sy. Dankie Boeta. Was hy. Ja, ons Vader, dankie vir nog 'n dag, Here. Dankie dat ons hier saam kan vergader op die Teams meeting, Here, om u woord te hoor en van u te hoor, Here, om u woord wat lewend word in ons harte en lewend word in ons siele, Here. Vader, wees saam met Nick soos wat hy die woord aan ons bring vanaand, Here, en ek bid dat die Heilige Gees ook die naprediker sal wees van die woord vanaand. Here, ek bid ook dat u ons sondes sal vergewe in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Okay ouens, nou ek is eintlik van plan om vanaand bietjie minder as gewoonlik te praat. Want vanaand van laasweek se studie het ek gesê dit is alles been in bittermin vleis, maar vanaand het ons nou 'n lekker sappige stukkie waaroor ons almal lekker kan gesels. En soos gebruiklik begin ek die studie met 'n vers en die vers wat ek vanaand gebruik is in die hoofstuk wat ons vanaand doen. En dit is waar Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Nou, vanaand gaan ons nou, okay, laasweek het ons gekyk na die laaste keer wat Jesus in die openbaar verskyn het en vanaand sinne is 'n pragtige privaat bediening. Maar ons moet onsself die vraag afvra oor hoekom dit in die eerste plek nodig was dat Jesus hierdie bediening gedoen het. Nou, die stukkie of die account wat ons lees van Jesus wat die disippels se voete was, is weer eens net opgeteken in die Johannes Evangelie. Dis nie in die ander evangelies nie. So, die vraag is nog steeds waarom dit nodig is. En ek wil altyd vir mense sê, ja, begin met Johannes, lees Johannes, maar moenie die ander evangelies ignoreer nie. Want daar is inligting in Johannes wat belangrik is vir die ander evangelies en daar is inligting in die ander evangelies wat weer belangrik is vir Johannes. So, ek gaan ons optel vanaand ek gaan nie eers in Johannes wees nie, ek gaan eers in die evangelie van Lukas wees. Nou, daar is nou 'n prentjie van 'n klomp mense wat met mekaar stry. En in Lukas 22 wat ook deel met hierdie laaste aand, ons is net in terme van die lydensweek, ons is nou by donderdag aand, die aand voor Jesus se kruisiging. En in Lukas 22 vanaf vers 24 lees ons,
En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle, dis nou die disippels, die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies eers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. In Lukas 22 kom hierdie, dis dieselfde verhaal, dis die laaste aand, dis die laaste avondmaal, waar Jesus die nagmaal ingestel het ook. Nou, dis 'n vreeslike mooi en sielvolle storie, hierdie spesifieke stuk, want ons almal ken die storie van die voete was, maar kom ons gaan lees eers die teks. Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Okay, ek sien ek het vergeet om my animasies te doen, so julle moet my vergewe want alles wat ek nou wil sê is eenslags op die skerm. Nou, as ons begin, gaan ons kyk en ons gaan sien om gaste se voete te was die werk van die laagste slaaf, die onbelangrikste slaaf in die huishouding. Okay. So Jesus gaan hierso en hy doen die laagste werk. En dit doen Jesus dan nou ook om hulle argument by te lê oor wie onder hulle die grootste geag moet word wat ons gelees het in Lukas 22.
Nou, ons almal ken hierdie sê ding of hierdie gesegde, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dit het 'n geskiedenisskrywer Lord Acton gesê in 1887. Maar in vers 3 lees ons alles is in Jesus se hande gegee. En kyk hoe reageer hy by ultimate of absolute power. Nou, as ons eers gewas is, dit wil sê gered of geregverdig, dan het ons nog steeds bietjie minor maintenance nodig. Okay. Dan wil ek bietjie kyk na Petrus se reaksie, maar ons gaan ek gaan voor ek daaroor praat, voor ons oor Petrus praat, wil ek eers vra wat haal julle uit hierdie paar versies uit? Asseblief, dis oop vir julle bespreking. Onthou net om te unmute voor jy praat asseblief. Nick, wat ek net gou vraag wat ek wil vra, ek het net bietjie gemis daarson, ek het nou nie die Bybel voor my oop nie. Yes. Het Jesus Judas se voete ook gewas? Die Bybel sê nie vir ons nie, en dit is 'n interessante ding, ek het vanmiddag daaroor gesit en dink. Dit maak nie vir my sin dat Jesus nie Judas se voete sou gewas het nie. Want alhoewel dit gaan vir my na God se karakter toe. Want ek is seker God sou tot op die laaste oomblik die deur vir Judas oopgehou het. Ek mag verkeerd wees, maar soos ek sê, net Johannes vertel vir ons van die was van die voete. Yes, o Marius. Sover ek weet, het Jesus Judas se voete gewas. Ek dink ons moet dit net in die teks kry eers. Ja. Waar staan dit? Vers 4, vers 5. Daarna het hy 'n bak water gegooi en die voete van die disippels begin was. Dit sê nie vir ons enigstens dat hy enigiemand oorgeslaan het nie, dit sê die disippels. So ek neem aan, Jesus het Judas se voete ook gewas. Maar weer eens Rudy, ek dink dis die natuur van Jesus om die deur oop te hou vir Judas. Onthou dat ek bietjie met jou praat op 'n stadium wanneer ek jou weer sien, Rudy, oor kom roei God nie vir Satan uit nie. Ja, so op dit nou wat ek wil op neerkom is, ek dink ook Jesus het Judas se voete gewas en dis waar Jesus sê ons moet mekaar se voete ook was. Al is dit ons vyande, jy weet, die mense wat ons teleurgestel het en so voort. So dis wat ek daar uit kry. Okay. Nee, dis 'n baie goeie punt wat jy maak, Rudy, en soos ek stem so ek het ook vanmiddag daaroor gedink. Sou Jesus Judas se voete ook was? En die antwoord vir my is ja, hy sou. Okay, oom Marius? Ja, ek bevestig dit. Okay. Alright. Nou kom ons kyk na Petrus se reaksie. Okay. By the way, die laaste keer wat ons van Petrus gelees het in die evangelie van Johannes, was 'n hele ruk terug gewees. Ek dink Johannes het vir Petrus laas genoem in hoofstuk 6 van Johannes, waar Petrus op die water geloop het. Ek dink dis die laaste keer wat van daar af tot nou toe feature Petrus nie in Johannes se evangelie nie. Okay. So Petrus kom en hy sê, Jesus sê, en ek wil vir julle ek wil julle actually hierdie vraag afvra. As Jesus nou by jou gekom het en hy gesê het ek gaan jou voete was, wat sou jou reaksie wees? Ek kan nie dink dat my reaksie veel anders sou wees as Petrus se nie. Want ek voel ek is 'n sondige mens.
En hoor nou die woorde wat ek kies. Ek voel ek is 'n sondige mens. Ek voel nie waardig dat Jesus my voete moet was nie. Okay? En so dis die een ekstreem en Petrus gaan gaan onmiddellik om na die ander ekstreem toe van okay, as jy my voete gaan was dan ook my hande en my hoof. Maar Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie. Maar hy is heeltemal rein en julle is rein, maar nie almal nie. Dit is so goed vir Jesus wat die een ou na wie ek geluister het ter voorbereiding. Ek luister graag na hom, is John MacArthur oor sy reekse oor Johannes. Hom en ook David Paulsen. Ek luister altyd na hulle voor ek of terwyl ek my voorbereiding doen vir die studie. Nou, John MacArthur voer daaraan vir dat Jesus basies vir Petrus sê, hey, jy's okay, jy is gered. Nie almal van julle is gered nie, maar jy is gered. So, dink bietjie nou, as ons verder weer in hierdie selfde hoofstuk van Petrus lees. Petrus is 'n baie loud karakter gewees. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie. Vreeslik bombastiese ou gewees. Maar die ding wat Jesus vir Petrus ook hier demonstreer, is daar is balans in mag. Okay, kan ek weer net so 'n oomblik gee vir julle gedagtes? Voor ons verder lees, die volgende paar vers lees, laat ons nou net eers klaar praat oor die voete was. Kom ons kry eers daai stuk afgehandel voor ons na die res van die hoofstuk gaan. Nik, as ek kan sê, as jy weet, ek sal Jesus toelaat om my voete te was, omdat as gevolg van die skrif, jy weet, omdat ek weet wat die skrif en wat hy vir Petrus gesê het, sal ek toelaat dat Jesus my voete, vir daai rede, jy weet, sal ek dit toelaat. Omdat ons die skrif het en weet wat Petrus nie op daai oomblik geweet het nie, stem ek saam met jou. Okay. Nou, ek het vir julle genoem dat om die gaste se voete te was die werk van die laagste slaaf. En ek dink in die ganse account of die ganse rekord van al die evangelies, is hierdie die enigste gebeurtenis wat daarna verwys. Ons lees van baie kere wat Jesus geëet het, saam met mense geëet het, en daar word nêrens anders gepraat van voete wat gewas is nie. Ons weet dit is deel van die gebruik gewees. Maar hierdie is die enigste keer wat dit eksplisiet vir ons genoem word. Nou dink ek aan 'n ander ding. The washing of feet. Dit is in party kerke is dit deel van die nagmaaldiens dat hulle mekaar se voete was. En ek verstaan hoekom, maar dink julle nie die idee van voete was is iets wat ons misaanwend in vandag se wêreld nie? Ek dink aan 'n geval ek dink dit was omtrent 1996 rond gewees. Nou, julle sal seker nog onthou wie was Adrian Vlok gewees. Hy was die minister van Wet en Orde. En hy het Frank Chikane, wat 'n politieke leier was onder apartheid, wat hy blykbaar probeer vergiftig het of iets gedoen het. Sy voete gaan was. Okay. Is dit in julle opinie 'n misaanwending van wat Jesus vir ons hierso probeer kommunikeer? Nik, ek wil net gou noem op die
iets vorentoe wat jy gesê het, van ander plekke waar het geval was oor voete wat gewas was, het Marianne Yes. Jesus se voete gewas en toe met olie smeer nie. Okay. Met die Nie gewas lekker nie, sy dis reg. Dis in die vorige dis die eerste studie wat ek geplaas het op YouTube, maar ja, dit is in die begin van Johannes 12. Jy is heeltemal reg. Ja, maar hy het nou net olie gesit en nie gewas. Dis reg. Maar in een van die ander evangelies, jy's reg, lees ons van die vrou wat Jesus se voete met trane nat gemaak en met haar hare afgedroog het. Jy's heeltemal reg. Daai enetjie het my so 'n bietjie ontgaan. En dan die vraag oor of dit nie misbruik word of verkeerd geïnterpreteer word. Hier's 'n leraar in ons dorp wat graag mense se voete was. Ek gaan nou nie sê wie dit is nie, maar Ja. gewoonlik as hy hy spoor ook mense aan om as jy 'n probleem met iemand het, te gaan, jy weet, as jy 'n probleem met iemand het, is om uit te gaan en daai persoon se voete te gaan was. Of hulle nou like of nie. Maar nou die vraag is nou, jy weet, irrelevant wat sy bedoeling agter dit is. Sê nou, jy weet, ek sê Nick, ek kom jou voete was en jy sê Rudy, jy gaan nie. Dit grous my uit, whatever. Jy weet, is dit ook is daar, jy weet, is daar 'n punt wat, jy weet, kan ons sê wat dit afgekeer word en dan is dit ook 'n probleem, jy weet, as dit 'n klap in jou gesig, maar jy moes ook 2 keer gedink het voordat jy nou vreemdeling se voete gaan was. Jy weet, dit is ek dink jy moet dalk ook 'n bietjie na aan die persoon ook wees in plaas van net na jou vyand toe te gaan en gaan staan voete was. Ja, kyk Rudy, yes. Met Adrian Vlok. Ja. Ek voel as die Heilige Gees op gestuur het. Maar ek weet nie of ek sommer uit my eie sal gegaan het. So he was very brave. I absolutely agree with you, Ellen. I absolutely agree with you. I mean, we don't have the whole story. We just know what we heard in the news. Okay. Yes. Maar but he was brave. He was very brave to do that anyway. Absolutely. And I mean, let's see something else in that. He absolutely had to humble himself to do that. And I think that's the essence, actually, of what Jesus is trying to communicate here. You need to humble yourself and serve somebody else. Absolutely. But if the Holy Spirit sends me, I will go, come hell or high water, I don't care. But to go out of my own, but I'm sure he must have been led by the Holy Spirit to do that, because that's as you say, it's humbling yourself, and people don't like to humble themselves, you know. No, we don't. Ja, absolutely. Nico, yes, so Marius. Ek kan sê, jy weet, ek dink dit gaan hier ook oor, jy weet, Jesus het gesê, ek het gekom om te dien en nie om gedien te word. Dis waar. So dis die eerste beginsel. Met ander woorde, jy weet, 'n leier is eintlik veronderstel om te dien volgens Christelike beginsels, volgens die woord van God. En ek dink dis 'n uiters belangrike beginsel om te dien as 'n leier. Absoluut. En so dis nie 'n magsposisie, dis eintlik 'n nederigheidsposisie. En dit sluit aan by die voete was en wat ook daar gebeur het met die salwing van Maria of van Jesus se voete. Dis daai verskriklike beginsel van nederigheid. Want die skrif leer van ons dat as jy jouself verhoog, dan sal jy verneder word en omgekeerd. As jy jouself verneder, sal jy verhoog word. So hierdie is 'n nederigheidsbeginsel, is 'n beskeidenheidsbeginsel en dis 'n liefdesbeginsel, jy weet. Absoluut. So, en ek dink dit is my gedagte in die verband. Nou wil ek ook net verder gaan. Jy weet, ons moet nou baie versigtig wees dat ons nie soos die fariseërs nou dit sit en letterlik analiseer van
jy moet iemand se voete was nie. But the core of it is nog steeds, jy moet bereid wees om die minste te doen, of die minste te wees, of die nederigste ding te doen. In daai tyd was dit voete was. Wat is dit vandag? Okay, dit kan ander vorms aanneem as letterlik die was van voete. Ek dink dis net simbolies. Kan ons aangaan na die volgende stukkie toe? Okay. Vers 18. Ekskuus, net gou hierdie uit die pad uitsleep. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het, ek highlight dit net weer, want ons laasweek daaroor gepraat. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. So, ons weet nou dit was Judas, but nobody saw that coming. Nie een van hulle het dit gesien kom nie. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het, dis Johannes, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Ek het vanmiddag weer gedink oor die ding van Jesus wat in sy gees ontsteld geword het. En daar het 'n prentjie by my opgekom. En ek het baie gesoek om 'n prentjie te kry, maar ek dink hierdie prentjie vertel vir julle wat ek wil sê. Weet julle wat daar gebeur? Ekskuus, is ek alleen? Ja, dis die eindstreep van die Comrades, né? Is dit nie? Dis die wenpaal van die Comrades. En wat is op die punt om te gebeur daar? Ja, en Stop the race. Stop the race, it's the end. The shot is going to go, and even if you ran the whole distance and you're not there before the gun, you know, if you're a second after the gun, you're too late. En dit is wat by my opgekom het hierso oor hierdie ding van Jesus wat bedroef geword het. Jy weet, dis en ons het laasweek ek baie daaroor gepraat, maar Judas het die hele reis saam met Jesus gehardloop. Okay, ons weet hy was nie eerlik nie. Maar hier by die wenstreep gaan die skoot klap. Jesus weet, oor 'n dag is Jesus weet ook, Judas, môre aand is Judas Iskariot dood. En om terug te kom by wat jy vroeër gevra het, Rudy, het Jesus Judas se voete gewas? Ja, ek dink so. En ek dink hy was hier ontsteld oor daai een skaap wat nie die afsnypunt gemaak het nie. Dit is liefde. Dit is wat liefde is.
As ons 'n bietjie aangaan met die res, voor ek aangaan met die res van die hoofstuk, is daar gedagtes wat julle wil deel, byvoeg? Okay. Vers 28. Maar waarom hy dit Ja, vir hom Nico, gesê? miskien kan ek Yes, dalk- o Marius, Nico. dankie. Ja, miskien moet ek dalk iets sê. Daar in 1 Korintiërs 9, Yes. weet praat Paulus van die atleet wat hardloop, né? En Yes. jy weet en hy praat daarvan en hy sê aan die einde van is die fokus nie op soseer die wedloop nie. Dit gaan oor dat ons almal die einddoel of die wenpaal moet hardloop om by die einde te kom. En ek dink daar is ook 'n jy weet 'n verband in die verband ook, jy weet, dat ons moet fokus moet wees om as oorwinnaars uit te tree, jy weet, en die eindstreep te bereik. Yes. Yes. Okay, kom ons gaan aan vers 28. Maar waarom hy dit vir hom gesê het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, dis die eerste keer wat Jesus hulle sy kinders noem. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek ook vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Weer die ekstreme Petrus. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. In hierdie baie praktiese preek aan sy disippels, dink ek illustreer Jesus vir ons 'n paar punte. Die eerste een is liefde. Liefde is iets prakties. Dit is doen. Dis nie praat nie. Tweedens, liefde steur dit self nie aan status nie. Kyk ook na 1 Korintiërs 13 vers 5, waar hy sê, love is patient, love is kind, does not boast, does not seek its own. Liefde gaan nie oor jou nie, en Jesus demonstreer dit so mooi vir ons hier in hierdie stuk vanaand. Om lief te hê is om te dien, nie om gedien te word nie, dis om te dien. En dis nie in ons normale menslike natuur om lief te hê nie. Jesus, dink ek het, soos ek vroeër gesê het, Jesus het hierdie gedoen omdat die disippels met mekaar beklei het oor wie is die belangrikste. Toe doen Jesus dit, en hy is die belangrikste. So, dis nie in ons natuurlike liefde om lief te hê nie. Daarvoor het ons Jesus nodig om ons te verander. En dit is so min of meer in 'n neutedop wat ek wou gesê het oor hierdie. Verder wil ek hê julle moet bietjie hierdie stukkie dissekteer in julle gedagtes deel asseblief. Ek as ek kan.
Ek dink Yes. dit wat jy nou die laaste verse 2 wat jy gelees het, dink werk baie mooi in met Marius se se woorde wat hy Sondag gepraat het en dan mee gaan aangaan vorentoe, weet wat ons moet, waar hy gesê waar Paulus gesê het ons moet jy weet mans, julle moet julle vrouens lief hê soos die kerk, soos Christus die kerk lief gehad Soos het. Christus, yes. Lewe oorgegee het. En daar waar jy gesê het Jesus is hier was hier om te dien, jy weet, en so moet jy weet, ons nie net ons vrouens ook dien nie, maar ons medemens ook dien. Absoluut, Rudy. En ek dink in daai manier, jy weet, ons as mens wil ons net hê, ons wil verwag net om te kry van ander mense af. En ek dink jy het nou nog van wat is vandag se, jy weet, se voete was. En ek dink nommer 1 is dit om jammer te sê, en nommer 2 is om die minder te wees en te dien. Jy weet, wat kan ek vir jou doen? Jy weet, is daar iets wat ek jou mee kan help? Kort jy iets? Nie wat wil ek hê nie, nie wat wil Rudy vandag hê nie, wat is my behoeftes nie. Ag arm ek, jy weet, arme Rudy, die groot eie ek, jy weet, wat nee, jy weet, om te dien. Ek dink dit is die grootste jy weet, grootste bewys van nederigheid is om te dien vandag. Absoluut, Rudy. En jy is soos ek bietjie ook in die jonger geslag. It does not come naturally to us. Ons is geleer om trots te wees. Ons is geleer om trots te wees en onsself te regverdig in alles wat ons doen. En Rudy, ek dink omdat ek jou weet ek, you know, it's not easy to say sorry. Dit is karakter wat Christus verander het. Celia, kan ek bietjie vra wat is jou gedagtes oor hierdie stukkie van vanaand? Hallo julle. Oeskies, ek het baie krampe, so ek gaan nie van baie hulp wees. Sorry, Celia. Ek is regtig so jammer. Ek wil maar, nee. Ekskuusie julle, ek luister. Okay. Ellen, what can I ask you for your thoughts? Just unmute, please, Ellen. There we go. Yes. Oh, my word. Yeah, my thoughts. You know, they walked and talked with the Lord. They were with him all the time. And yet there was one that was going to betray him. I can't get over that, you know. It's imagine walking with Jesus every day, seeing his miracles, and yet you betray him. How could he do that? And my thing is, Judas, he was demon possessed. Absolutely. John says by Satan himself. Yes. So how come Jesus didn't drive out that demon? Or was it because it had to happen? It had to happen the way it happened. It had to happen. That's my view of it. But did Judas have free choice in the matter? That's the other question we should be asking. Did Judas exercise his own free will in the matter? And I would say absolutely. Yes. And he knew that at the end, somebody was going to betray him and he was going to have to die on the cross. He knew that. And that's why this thing happened. It had to happen. Okay. Many things happen to us in life that we can't understand why, but the Lord leaves it to happen for a reason. And that was a reason. He had to go, somebody had to betray him. Yeah. Okay. I don't know. Now I'm going to ask a different question. Is there salvation for Judas? If
Is there salvation or is there justification for Judas? For Judas or for Jesus? Yes, for Judas. Is there salvation for Judas? Is Well, if salvation available to him? if he repented before he killed himself, then he would have been forgiven. But did he? That we wouldn't know. Yeah. I mean, It was his a choice. lot of people will say, He chose to do it. Mhm, He chose to do it. He didn't have to do it. He chose to do it. And he did it. absolutely. It Mhm, was his choice. He made a bad choice. Yeah. mhm. And I mean, my Bible says, judge not unless you be judged. So I personally refuse to judge Judas. I refuse. Okay. But I mean, we can also, if we look at Matthew 26:24, it says, the Son of Man goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Yeah. Okay. But I would like to believe that maybe there was a chance for Judas to repent, because I mean, what we read that he committed suicide. He hanged himself. It was a very gory incident, Yeah. apparently. But But do I we know mean, if he found the Lord before he died? Because while he was saying that, he stayed a second or two to say, Jesus, forgive me. Did he do it? yeah, I hope he. we wouldn't know. We wouldn't know. Yeah. And I don't think I do not think it's something that we should do to say, yeah, that Judas went straight to hell when he died. Yeah. We can't do that because that's judging. Like a lot of people who commit suicide, you can't say they're going to hell. You don't know the last few minutes what their life was. Did they call on Jesus because he says, be saved? So we can't, as you say, we can't judge his and say, he's in hell. One day If I may, I think we will be shocked when we get to heaven to see who made it. Yes. I was telling Claudette the same thing the other day. I told her, I think when we get to heaven, we will be very surprised by a couple of faces that we see there, and we will be equally surprised by a couple of faces that we don't see there. Yeah, but fortunately, we won't know if who made it, who didn't make it. We won't know. I don't think so. Or do you think? Do you think you will? I personally think we will, because the book of Revelation states that we will judge with Christ. The books will be opened and we will judge with Christ. So I think a part of the judgment is that, why is Kusi not here? Let's see what's written in the book about Kusi. Okay, so that's the story. Okay, Jesus, your judgment is fair. I trust your judgment. And that is also why I think Revelation wouldn't write that God says, behold, I take away all the tears. There is going to be tears for the ones that didn't make it, in the way that I interpret it. I might be wrong, but why will God? We will know who didn't make it, in my opinion, the way I interpret the scripture. I don't want to know. Lord, please don't tell me. Okay. Sorry, Ellen. But it's an interesting thing, and I'm happy we get to discuss that. Ja. Okay. Claudette, jy's baie stil. Ek wil graag van jou ook hoor. Ek is nog hier so, ek luister vir julle. Okay, wat dink jy? Ja, wel weet jy wat nee, ek dink om sommer net uit te gaan en iemand se voete te gaan was nee, dit vat baie guts om eers om dit te begin, veral omdat jy nie altyd weet of die persoon 'n Christen is en weet waaroor dit gaan nie. Maar as die opdrag van die Here kom, moet ons dit nou maar doen, dan is dit nou maar so.
En dan moet 'n mens gehoorsaam wees. En jy moet Mm. inval en jy moet dit help doen. Maar ja, Absoluut. ek dink dit is maar vir party mense is dit vir meeste mense dink ek dit is 'n groot opoffering wat hulle doen en party mense dink stry baie daarteen. En ja, op die einde van die dag kan dit nadelig wees vir 'n mens. Aha. Okay. O Marius, tannie Andri, kan ek vir julle die laaste spreekbeurt gee? Nico, jy weet, ek dink wat Christus hier in vers 34 sal ons sê, hy sê 'n nuwe gebod gee ek vir julle. En ek dink as 'n mens nou mooi dink oor hierdie hele situasie daar, wonder ek of die mense regtig liefde geken het voor die tyd. Jy weet, want dit was 'n tydperk van in Romeine en onder die Romeine en vorentoe het mense regtig God se liefde geken. Ek dink nie so nie. Hulle het net tipe van eros liefde gehad. Jy weet, Dis reg, ja. 'n fisiese attraksie. Hulle het 'n ander vorm van liefde geken wat daardie tyd so beskryf was. En ek dink dat Jesus Christus het 'n nuwe dispensasie ingelei van liefde. 'n Nuwe gebod gee ek vir julle. Jy weet, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is verskriklik belangrik. Ek dink Christus het vir ons liefde in die wêreld ingebring. Absoluut. Nie alleenlik in terme van voete was beginsels nie, maar ook in terme van sy lewe gegee. Jy weet, en dit is die manier hoe God deur Jesus gepraat het. Jesus Christus het God se liefde aan ons oorgedra, wat ons nie verstaan het nie, ons het dit nie ervaar nie. Ons het 'n ander liefde ervaar. So hierdie is 'n wonderlike ding dat ons vandag kan saam met mekaar werklik mekaar regtig kan lief hê met 'n agape of 'n godsliefde, sodat ons mekaar kan dien en mekaar kan lief hê. Dis my bydrae, Nico. Absoluut. Ek sien in hierdie laaste deel, Nico, sien ek. Yes. Ja. Wat sê nou? Tannie Andri? Ek sien in hierdie laaste deel dat Jesus vir hulle vertel, hy gaan weg. Maar hulle verstaan dit nie. Hulle sê, waarheen gaan jy? Maar hy sê, julle kan nie saam met my gaan. En hy vertel hulle ook dat hy gaan verraai word en dat sy uur aangebreek het, maar hulle verstaan dit nog steeds nie. Hy het die voete gewas, hy het vir hulle 'n voorbeeld gegee van wat hulle moet doen, want hy gaan weg, hy gaan nie meer daar wees nie. Nog steeds verstaan hulle nie. So hy gee hulle ook die belofte van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom, julle moet vir mekaar liefde wees, maar nog steeds verstaan hulle nie dat hy weggaan nie. En ek dink, hy waarsku ook vir Petrus, en hy sê vir Petrus, hy waarsku hom, want wel Petrus se voete was, nie wat sê Petrus, ek moet nie my voete was. Dan sê hy vir Petrus, hy waarsku hom, daai haan gaan kraai. Nog steeds hoor Petrus hom nie. Hy luister nie om te sê, ek moet hoor wat die Here vir my sê, ek moet versigtig wees nie. Dis asof hierdie mense net nie hoor dat Jesus weggaan nie. En ek dink later, na die kruisiging, het hulle seker by mekaar gekom en gesê, nou verstaan ek wat het Jesus bedoel. Nou verstaan ek, hoekom het hy vir ons gesê hy gaan weg. Nou verstaan ek, hoekom sê hy vir my, hy gee vir ons die Heilige Gees. Maar weet tannie Andri, laat my nou aan 'n ander ding dink. Ek het en oom Marius en tannie Andri, julle sal nou weet wie die spreker is as ek van hom praat. Ek het ander dag weer na 'n ding gekyk van Walter Faith. Wat hy, jy weet, wat hy praat oor histories. Hoe goed is Christene of mense wat kinders van God is, spesifiek in die Nuwe Testament. Hoe goed is ons tog nie daarmee
om die feite wat voor ons is en die inligting wat voor ons is te misinterpreteer nie. Ja, Ja. ja, Ek dink dis hoekom daar soveel kerke is en soveel godsdienste is, want almal interpreteer soos wat hulle dink dit is nodig. En elkeen staan op hulle standpunt. Baie keer gegrond, baie keer ongegrond. Ja. Ja. Nee, dis die ding, maar die gedagte waarmee ek vanaand wil afsluit is dat ons dalk bietjie moet gaan introspeksie doen. Jy weet, in ons eie lewens, in ons daaglikse wandel en baie spesifiek ook in ons kerke waar ons elkeen is. Hoe gehoorsaam ons daardie nuwe gebod wat Jesus Christus vir ons gee? Gehoorsaam ons dit regtig? Okay, fluit, my storie is uit. Kan ek vir ons afsluit met gebed? Asseblief. Hemelse Vader, Here, dankie vir die geleentheid om net weer om u woord te vergader. Here Jesus, dankie vir u gebod wat op die oog af so eenvoudig is. Here, dat dit so maklik is om te verstaan dat ons nie hoef te wonder wat bedoel dit nie. Maar Here Jesus, maak ons minder sodat u meer kan word. Here, stort u goddelike opregte liefde asseblief uit in elkeen van ons harte, sodat ons Jesus kan demonstreer vir die wêreld. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen wat ongesteld is vanaand. Here, ek vra dat u elkeen wat siek is, gaan aanraak met 'n genesende hand. Here, waar daar hartseer is, Here, gee asseblief troos. En waar daar hartseer is, Here, gee u vreugde in die Heilige Gees vir elkeen van ons. Beskerm ons asseblief in die res van die week. Help ons om ons lig te laat skyn vir u in ons daaglikse werk en wandel, Here. Help om ons te onthou dat ons u hande en voete moet wees in die wêreld waar ons gaan. Here, vir enige iemand wat hierdie volg op YouTube, Here, seën asseblief die persone, seën hulle gesinne, Here. En Here, dankie dat hulle hierdie kanaal gevind het. Mag die woorde vir hulle lewendig wees, Here, en vir hulle rig op hulle paaie. Ek bid dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. 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 Dankie Nico. Julle almal geseënde en rustige aand en baie liefde. Dankie, good night almal. Lekker slaap. Good night. Dankie, lekker slaap. Bye. Liefde vir julle almal. Bye. Goeiedag. Bye. Baie dankie. Bye.